Kyk, my diensknegt sal suksesvol wees. Hy sal uitstyg, uittroon en baie verhewe wees. Soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik misvormd was sy voorkoms, sy gestalte nie meer die van 'n mens nie. Net so sal hy baie nasies verbuister. Konings sal oor hom swyg. Ja, hulle aan wie niks vertel is nie sien, en wie nie gehoor het nie, begryp. Wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag en ons het hom nie geag nie. Die 4de diensknegtlied teken vir ons die skerp kontras tussen hoe God kyk en hoe mense kyk. Dit begin waar die Here oor sy diensknegt praat. En hy praat oor die diensknegt se sukses, oor hoe die diensknegt hoog verhewe word. Maar dan word daar gepraat oor die pad wat die diensknegt moet loop na daardie sukses. Hy loop na die hoogste sukses, sukses in God se oë. Maar terselfdertyd moet hy deur die verskriklikste dieptes gaan. En die mense wat hom sien op hierdie pad deur die dieptes, kan nie sukses in hom sien nie. Kan nie eers God se werk in hom sien nie. Om die waarheid te sê, hulle kan hom nie eers as 'n mens sien nie. So misvormd is hy, so stikkend is hy. Daarom lees ons net daarna dat die konings en die nasies verbuisterd staan wanneer hulle die sukses van die diensknegt sien, omdat hulle nooit van hom sou verwag nie, omdat hulle in die pad wat hy geloop het, net presies die teenoorgestelde gesien het. Nie sukses nie, maar totale mislukking. Nou die konings en die nasies hier is die heidene, die mense wat nie in die Here, die God van Israel glo nie. Mense kan nog verstaan dat hulle nie in die diensknegt die heerlikheid van die Here kan sien nie. Maar hier van vers 1 af in hoofstuk 53 kom iemand anders aan die woord. Wie van ons het die woord geglo? Word daar gevra, en daardie ons wat nie geglo het nie, daardie ons wat nie die heerlikheid van die Here, die krag van die Here gesien het in die diensknegt nie, is dan nie die heidene nie, maar God se eie mense. God se eie volk, dis Israel wat hier praat, wat sê ons het na die diensknegt gekyk, maar al wat ons gesien het is 'n mens van smarte. Ons het iemand gesien wat so onaansienlik is dat ons maar liewer weggekyk het, ons het ons gesig verberg, want ons wou nie na hom kyk nie. Ook ons kon nie in hom God se suksesstories sien nie. Ook ons kon nie in hom die krag van die Here aan die werk sien nie. Kon nie in hom iemand sien wat op pad is na die heerlikheid van die Here nie. Ons het net iemand gesien wat kwaadlik nog mens is, wat stikkend en gebroken is. Nou dat die heidene nie kon sien nie, kan 'n mens in 'n sin verstaan. As mens by Israel kom, dan voel jy, maar moes Israel nie van beter geweet het nie. Moes hulle nie, as hulle die Here geken het, ook die pad van die diensknegt verstaan het nie. Maar die onbegryplikste ding is dat Christene, mense wat vir Jesus, die man van smarte, volg, wat weet dat die gekruisigde ook die opgestane is, dat die vernederde ook die verheerlikte Heer is. Mense wat sê ons glo in Jesus en ons volg Jesus, dat ons baie keer ook sukkel om die krag van die Here in swakheid te sien, om die heerlikheid van die Here in gebrokenheid te sien, om te sien as God se grootsheid ook werk in die alledaagse, die onopvallende, ja selfs dit wat vir ons stikkend en ons misvormd lyk. Ook ons verkoop baie keer ons hart aan goedkoop sukses, aan oppervlakkige stories van goed wat gou regkom. Ook ons raak opgewonde as die getalle bymekaar kom en as dinge blink en voorspoedig lyk. Wil ons nie in hierdie tyd deur hierdie lied, en meer nog deur die kruis van Jesus, leer om anders te kyk nie. Leer dat God anders werk, dat God se pad na sukses anders lyk as wat ons dink dit moet lyk nie. En om ook in die stikkende plekke in ons eie lewe en in ons eie wêreld en in die stikkende mense om ons, om die waarheid te sê, die stikkende mense wat ons self is, God se hand aan die werk te sien nie. Die kruis, die diensknegtlied, wil ons leer om weer te kyk, om anders te kyk. Kom ons bid daarvoor. Here Jesus, mens van smarte, die mensdom het in u kruisweg nie heerlikheid gesien nie, maar ellende en verskrikking. Die eie mense, God se mense,
het aanstoot geneem aan U, so stikkend, so naak en weerloos, so magteloos en uitgelewer. Selfs die vriende kon nie naby bly nie, maar het weggevlug die donker nag in. Ons wat in U glo, gekruisigde en verheerlikte Heer, ons dink dalk ons sou beter doen, maar doen ons beter. Sien ons U in die geringstes, hulle wat honger is en dors, wat sonder klere, sonder onderdak moet oorleef. Leer ons om te glo dat U krag in ons swakheid werk, dat U genade in ons gebrokenheid deurbreek, dat U heerlikheid sigbaar word in gewone mense wat uit liefde en liefde leef, wat in hoop die hoop uitleef. Amen.